Goeiemôre liewe gemeente, hartlik welkom volgende keer in die huis van die Here. Gemeente oomlik moet die afkondiging saam die kerkraad in die voorhou. Indien daar enige nuwe intrekkers is, sal ek hier na die tyd agter in die saal ontvang. Dan het die staat ontvang vanaf Oorlose Wes van Hannes Potgieter en van die hervormde kerk Alderwolf Nikita Potgieter. Welkom ook aan hulle. Hulle is hier vandag nie, maar ons hoop dat ons moet vanaf inskakkel. Dan herinner ons dit weer volgende week is die voorstellings van ons finale katekisante. Dan word ook uitgenooi daarna toe. En dan die 2 November is ons Kersangdiens. Dus die oggend en die aand, maar die aand is ons daar een deelgeleentheid. So ons herinner net hier allemaal daaraan. En dan donderdag aand, 6:30 is daar kerkplaatsvergadering. Ons plaas om daar teenwoordig te wees. En dan Baas Wolm. Wolm het weer gevra, waar is ons kerkse bankbesonderhede? Ons het dit al van verduidelik, maar dit is op die plaatjie beskikbaar en dit is ook op die kerkkalender. So vir enige met wat wonder ons bankbesonderhede, Wolm is op die plaatjie. Geseënde diens vir elkeen. Gemeente, goeiemôre. Welkom vanoggend hier so by die diens. Dis lekker om te sien die reën het nie die gemeente as geheel laat skrik nie. Ek wil ook nou maar net noem met die finalejaarsvoorstelling volgende week gaan dit 'n effe langer diens wees. Die week daarna, soos die gemeentes gebruik is dit nagmaal met die finalejaars wat hier voorsit. So neem asseblief maar die tyd en berei jou voor vir die nagmaal en rig op met jou planne in dat die diens 'n bietjie langer as die normale sal wees. Dit van my kant af, kom ons word saam voor die Here stil. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by water, waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Hemel Vader, dankie dat ons dit mag weet, dat ons mag weet dat te midde van omstandighede, te midde van wat aangaan in die wêreld, is U nog steeds die goeie herder in ons lewe, die een wat ons omsien, die een wat seker maak dat ons weet wat ons nodig het. Here, ons wil vra loop asseblief pad saam met ons en wees met ons, hier waar ons
aan die einde van die skoolvakansie kom en die nuwe kwartaal in hierdie week begin en dit 'n kortjie is. Wil ons u vra, mag u genade met ons wees daarin. Wees spesiaal met die matriek se hulle ouers wat die eindeksamen oor basiese week begin en hulle lewe dan interessant raak. Draak hulle en sterk hulle daarin en mag u genade oor hulle groot wees. Here, ons wil u vra, wees met ons deur die diens en mag dit wat ons hier doen, u naam verheerlik. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here. Ek sien ons het vanoggend 'n spul jonges hier sien julle kans om na vore te kom dat ek 'n bietjie met julle gesels. Julle kan maar na vore kom en dan sit julle net hier so rondom my. Ander is welkom ook. Ek sien jy stap saam. Het jy die skoolvakansie geniet? Dit is die reaksie wat ek nie verwag het nie. As mens sê vir kinders vra van vakansie geniet en dan dink mens, ja, maar hier soos dit, ja, een van daai dinge, dis oké. Binnekort begin die skool weer, dan sien mens die maats, dan kan mens saam kuier en al die lekker dinge wat baie pret is, nee. Doen enige van julle sport? Dis 'n ja. Het julle geweet, 'n sport kan jy nie net doen wat jy wil nie. Wat is daar 'n sport wat vir jou sê hoe jy moet speel? Wil een van julle raai? Ja. Reels. Die reels is daar dat mense weet wat om te doen. Want kan jy nou dink, as mense rugby speel en eerder as om met die bal te hardloop, skop jy hom vorentoe, vang hom, skop hom vorentoe, vang hom, of gooi hom vorentoe vir die mense wat voor jou is, want dit sal makliker wees om dit te doen. Dink mense sal steeds beter doen as van die spanne wat die naweek gespeel het, maar toe daarmee.
Maar die reëls is daar om het sinvol te maak. Dieselfde met netbal en hockey. Mens kan nie doen net wat jy wil nie, anders te raak die speletjie sleg of gevaarlik. So die reëls is daar om het lekker te maak en sinvol te maak. Soos het ook met die wet van God. Wanneer dit by die 10 gebooie kom, is ons geneig daaraan om te dink daaraan as 10 reëls of 10 goed wat daar is om vir ons te sê, hierdie is die dinge wat jy mag doen en hierdie is die dinge wat jy nie mag doen nie. Ja, daar is ietsie snaaks op die kant, maar dit is nou maar een van daai dinge. En ons sien dit nie, soos wat baie van die Jode dit gesien het. Hulle het dit anders gesien, hulle het dit gesien as die 10 woorde. Want elkeen van daai goeie sê vir ons, God gee vir ons die reg om iets te doen en hy help ons om op 'n bepaalde manier te kan lewe. Hy sê hy is ons God, so daar's nie ander gode wat ons hoef te aanbid nie. Nie die ene en hy is die een wat ons gehelp het. Dit klink baie beter, baie dankie. Ek klink nou weer so 'n bietjie meer soos myself. Dan sê dit vir ons hoef nie goedjies af te beeld nie, want God is oralste by ons hoef nie in ons sak te kyk, het ons iets wat ons kan sê, dit is soos God nie, nee, hy sê ons kan net omdien. Dan sê hy vir ons moet versigtig wees in wat ons sê, want het jy al agtergekom, as jy iets sê wat gevaarlik is, of sleg is, dan kan jy nie regtig dit terugvat nie. Soms dan sê mense iets en dan, moeilikheid, en dan kry mense dit nooit terug. Dieselfde met die 10 gebooie is, dit leer ons hoe om te leef en wat om te doen, sodat ons lewens makliker sal wees, en ons hierdie lewe kan geniet. Gaan julle saam met my bid? Kijk, kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is, en dankie dat U die pad saam met ons loop. Dankie dat ons op U kan vertrou, en kan weet, dat U elke oomblik van elke dag by ons is. Dankie vir U gebooie, wat daar is om ons te help, koers te hou, en die lewe vir ons sinvol te maak. Mag U genade met ons wees daarin. Amen. Hendrik, het ons nog daai lees jou Bybel bid elke dag. Okay, so ons gaan hom. Ek dink die bewegings is op die skerm, so as dit op die skerm is, great, as nie, volg die doel nie, wat lyk sy verskriklik daar konsentreer. Kom ons staan saam, en loof die Here. As elkeen is goed gekry, dan kan jy maar gaan sit. Dankie Mespio. Ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Konings 5 vanaf vers 1 tot vers 14. 2 Konings 5 vanaf vers 1 tot vers 14. Ons neem 'n oomblik en
word saam voor Here stil. Hemelvader, dankie vir die wonderlike reën wat begin val het, vir die seisoen wat ons kan verwag. Dankie dat ons op U kan vertrou dat hierdie seisoen wat vir ons voorlê 'n goeie een sal wees, gevul met genade, goedheid en guns. Here, ons wil U vra, kom wees vanoggend hier met ons, wanneer ons uit die woord uit lees. Mag ons vandag hier ontvang wat U vir ons elkeen bedoel het. Amen. 2 Konings 5 vanaf vers 1. Naaman was die hoof van die leer van die koning van Aram. Hy was 'n gesiene man wat agting van die koning geniet het, deur hom die Here oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak." Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. "Gaan gerus," het die koning van Aram gesê. "Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe." Hy het vertrek en 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat, by die brief na die koning van Israel te gebring. Dit het so gelei: "Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou aankom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak." Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê: "Is ek dan God wat mense laat sterwe of hulle aan die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees. Hy soek net skoor met my." Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur: "Hoekom het jy klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is." Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van die Elias huis. Elisa het 'n boodskapper na hom toe gestuur: "Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees." Naaman het vererg weggery en gesê: "Ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en Papar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarom was om rein te word nie?" So het hy woedend daarvandaan teruggery. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. "Meneer, as die profeet iets moeilik van u verwag het, sou hy dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer nou, dat hy eenvoudig vir u gesê het: was jou, en jy sal rein wees." Hy het afgegaan na die Jordaan toe, en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het. Sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie. Hy was weer rein. Tot daar sit ons skriflesing vanoggend. Die boeke Konings en Kronieke is interessant en dit is vir 'n snaakse rede in die Bybel, want dit vertel vir mens hoe Israel gekom het waar hulle was. Want mens skryf vir Israel, aanvanklik is dit 'n persoon, dan word dit 'n volk, en dan is die volk in ballingskap in Egipte, waar hulle slawe is, hulle kom in die beloofde land, hulle neem dit oor, hulle het rigters, en dan het hulle koning Saul, wat nie so 'n great job gedoen het nie, koning Dawid, wat baie goed gedoen het, en dit lyk asof alles fantasties gaan, en dan kry mense in Jesus se tyd, dis nie meer 'n koninkryk nie, en dinge loop skeef, en die boek Konings en Kronieke vertel, wat het gebeur van koning Dawid af, tot by die punt waar hulle in ballingskap weggeneem is, en nie meer 'n koninkryk of 'n onafhanklike land was nie. Dawid was 'n goeie kryger gewees, so hy het seker gemaak dat niemand hom moeilikheid gee nie, en almal om hom was te bang om te beklei, want hy het vir hulle lelike pak slaas gegee, en kon op daardie manier vrede bewerk, wat belangrik is, want Israel is op 'n fantastiese akelige plek geleë gewees. Mense kan dit in Suid-Afrika met Bloemfontein vergelyk. Akelige plek, die plat doringdraad rondom dit,
maar dit is op die N1, so jy moet hier omgaan as jy Kaap toe gaan. Dit is regtig nie so slegte plek nie, baie lekker daar gebly in Swart. Israel was so tussen twee groot koninkryke, maak nie regtig saak watter era jy na kyk nie. Egipte was altyd in die onderkant, die Mede, die Perse, die Arameërs, die Venite, later die Romeine, dus almal weer dit gaan as hulle oor land wou gaan, so dit was 'n belangrike handelsroute gewees en almal wou dit hê. Dawid kon dit deur bekleierery kry en sy seun Salomo het met al die koninkryke om hom se dogters getrou. Dis hoe hy op die oud omtrent so 1000 vrouens en byvrouens gehad het, want hy was met almal getroud en almal se familie, soos hulle wil aanval en sê, hey, ek sien 'n skoonseun. Dis nie mooi nie. Dis nie hoe ons familie hanteer nie. Maar die tyd daarna raak die moeilik en Israel verdeel in twee gedeeltes. Juda aan die onderkant en Israel aan die bokant, wat ook soms Samaria genoem is, na die hoofstad daarvan. Israel het nie so nou 'n pad met die Here geloop nie. Juda het die meeste van die tyd 'n redelike pad met die Here geloop, maar nie altyd 'n wonderlike een nie. Juda was aan die onderkant meer gepla deur Egipte en die ouens aan daai kant, die see was aan die een kant en die woestyn onder hulle, so dit hulle bietjie veilig gehou. Israel aan die bokant het vyande gehad wat hulle lewe moeilik gemaak het. So daar's konstant sulke skermutselings gewees soos wat mens hiervan lees. En in hierdie gedeelte lees mens juist van Aman, hy's die hoof van die leer gewees van die koninkryk van Aram, wat Israel redelik aangeval het. En ons lees hier van 'n fantastiese wonderwerk wat gebeur. 'n Ou wat die 83 vertaling sê melaatsheid, die 2020 vertaling sê velsiekte. As jy dit gaan vergelyk en wonder, hoekom sê een melaatsheid en die ander een velsiekte? Die woord wat in 2 Konings gebruik word, wat ek nie gaan probeer uitspreek nie, is een wat net 2 keer in die Bybel gebruik word. En dit is verwant in 'n velsiekte, maar dis nie noodwendig melaatsheid nie. So dit kan wees, maar dis nie seker nie. So dis iets op die vel wat dit aantas, dit maak jou onrein. So dit het mense uit die samelewing uitbeweeg en verstoot, want melaatsheid is in 'n mate aansteeklik en jy wil dit nie hê nie, want jy verloor gevoel in jou extremities, jou vingers, bene en die goeters, en dan kan jy seer kry soos iemand wat diabetes het, en kry wonde en jy besef dit nie. So dit was nogal redelik problematies geweest, behalwe anders as suikersiekte, dis aansteeklik. So mense met dit is redelik gesê, jy kan daar wees, jy kom nie naby my nie. Tot redelik onlangs was dit die geval geweest, dat as jy melaatsheid het, hulle vir jou gesê, jy's in die huis, jy werk nie meer saam met ons nie, sjoe met jou. So vir Naaman moes dit nog 'n redelike slag gewees het. En om dit mooi te stel, die Ou Testament het in Levitikus 'n reinheidsreël wat jy volg, as jy dit kry, dan gaan jy weg. En sou jy moontlik gesond raak daarvan, dan gaan jy na die priesters wat opgetree het as dokters, en hulle ondersoek jou baie mooi om seker te maak jy is gesond, en as jy gesond is, dan moet jy jouself 'n skoolkere gaan was en terugkom na hulle, dat hulle kan seker maak jy het nie een of ander gemering aangesit om die sere of goed toe te maak en op daai manier weg te kom daarmee. So dit was gesien as 'n redelike groot wonderwerk wat gebeur as jy van so iets genees word. Dit was nie 'n alledaagse ding nie. Naaman is in hierdie tydperk in konings die enigste ou wat ons van weet wat van melaatsheid genees is. En hy is eers 'n lid van God se volk gewees nie. So dit maak dit nogal redelik uniek en spesiaal. Maar dit los mens in dit 'n vraag, want ons weet vandag, ons bid en ons vra soms dat iemand genees moet word. Ons bid dit ons die lotto sal wen of beter werk sal kry of ons man of vrou sal verander sodat ons nie hoef te nie. En allerlei sulke dinge, en dit gebeur nie altyd nie. En dan wonder mense, as jy bid en dinge verander nie, is die tyd van wonderwerke dalk nie verby nie, want ons lees wonderwerke in die Ou Testament, Jesus het wonderwerke gedoen, die apostels het wonderwerke gedoen, maar daarna het dit al minder en minder geraak. En in gevalle dan staan mense wat sê, maar dis vir hulle aanduiding dat die tyd van wonderwerke verby is. En Bybels gesproke is dit nie die geval. Die tyd van wonderwerke volgens die Bybel
is nog steeds aan die gang en daar is nog wonderwerke wat gebeur. Maar nie elke wonderwerk is so groot soos die genesing van melaatsheid nie. In hierdie gedeelte wat ons lees, as mense vra wat die wonderwerk is, sal almal waarskynlik sê, Naaman is genees van melaatsheid. Maar dis nie die enigste wonderwerk wat hier gebeur nie. Die eerste wonderwerk is daai klein meisie. Mense moet in gedagte hou, sy het in Israel gebly, 'n gesin gehad, vriende, maats, en hulle het haar gesteel. Dis human trafficking. Nie 'n great ding nie, ook nie in daai tyd gewees nie. So as jou baas dan melaatsheid of iets soortgelyk kry, dan sou mens waarskynlik sê, Here, dankie vir die genade en goedheid en guns, dat U hierdie ou wat my lewe so opgemors het straf. En 'n klein wonderwerk gebeur daar, want sy slaan haar oë nie op hemel toe en loof en dankie Here vir hierdie ramp wat Naaman getref het nie, maar sy gaan na die vrou vir wie sy werk en sê, hey, daarso waar ek vandaan kom is 'n profeet. As hy so toe kan gaan en by hom kan uitkom, dalk kan hy gesond word, dalk kan hy genees word. Die eerste wonderwerk wat mense in hierdie gedeelte sien is iemand wat genade het, iemand wat deernis betoon waar dit nie geregverdig is, iemand wat 'n vergewensgesindheid het wat nie vir ons as mense normaal is nie, want dit moes 'n wonderwerk wees om dit te doen, want meeste van ons sou sê, kry vir jou. En dan gebeur daar 'n verdere wonderwerk. Nou, in daardie tyd was dit maar, soos hulle in Engels sê, 'n bietjie van 'n cutthroat besigheid gewees. As jy 'n hoë rang in die weermag wil kry, is die maklikste manier wat dit gebeur is die ou wil jou doodgaan. Goeie tydsprake. En as dit jou in die moeilikheid is, dan is dit 'n lekker geleentheid om te sê, hy kan nie meer sy job doen nie, so raak ontslaaf. En die koning het natuurlik daai geleentheid gehad om te kan sê, hey, Naaman, hy is bevind die soldate hou van hom, hy staan nog 'n goeie kans om my plek te neem as hy die weermag agter hom het. Hy is siek, great, ek kry iemand wat meer van my hou of erger oor my is, wat nie so populêr is nie, maak hom hoof van die leer en ek sou nog 4 of 5 jaar heeltemal veilig. Maar 'n wonderwerk gebeur dat die koning nie vir Naaman verstoot nie. Hy jaag hom nie weg, hy sê nie vir hom, jy is melaats, gaan dood. Maar dit was maar wat in daai tyd gedoen was. Hy stuur hom na die koning van Israel met 'n brief. Nou, vir ons klink dit nou nie so snaaks nie. Almal van ons was al seker iewers op skool gewees met die juffrou vir jou 'n briefie gestuur het en kantoor toe gestuur het. Hoopelik nie die briefie wat sê gee hom pak slaag nie, maar in die geval word hy gestuur met 'n brief wat sê help hom. En dis belangrik want dis vyandige nasie, so as hy nie gegaan het met 'n brief wat hom veilig hou nie, sou hom waarskynlik doodgemaak het, as hy nie deur die koning gestuur is nie. So 'n wonderwerk gebeur dat hierdie koning dit doen vir iemand wat, daar's geen voordeel vir hom om te doen. En dan gebeur die ding wat natuurlik verstaanbaar is, hy kom daar so by Israel, hy praat met die koning van Israel en hy sê, ek is hier om gesond te word. En mens kan jy nou net indink, hier kom iemand voor jou, hy het 'n siekte wat ongeneesbaar is en hy sê, jy gaan my gesond maak. Oeps. En die koning van Israel se verwagting is nogal, hierdie koning het nou hierdie ding gedoen om oorlog te maak, want as ek sê ek kan dit nie doen nie, dan gaan hy sê ek het verkeerd opgetree. Die potensiaal was daar vir 'n ongelooflike oorlog om uit te breek, vir die land om in geweld gedoen te word, en dat Aram nou die kans kry, hulle gaan aanval. Juist daarom sê dit vir ons, die koning het sy klere geskeur, want hy het nie gesien wat hy nou kan doen nie, want hier is die ou, hy het 'n klein fortuintjie gebring, want om soveel goud en silwer te bring, dis nogal baie geld. Dis nogal redelik baie geld daai in ons. Dit is meer as wat ons almal hier saam in 'n leeftyd gemaklik sal kan spandeer. En heel toevallig op daai stadium, terwyl die koning sy klere skeur en wonder hoe die hoenders gaan nou hierdie oorlog keer, kom die profeet hoor daarvan, hy stuur 'n boodskap, hey, waar was jy bekommerd? Moenie worry nie, bring hom na my toe.
klein wonderwerk dat daai oorlog gekeer is. En dan kom Naaman daar so by die profeet Elisa en hy is 'n belangrike ou, hy het 'n klein fortuin daar aangekom. So, hy gaan betaal en hy gaan nou reg hanteer word want hy's belangrik. En die profeet ontvang hom eers nie. Hy word eers by die deur ingelaat nie. Dis nou soos daai ding wat soms vroeër jare gebeur het as iemand wat vir jou werk kom, hulle kom nie voordeur toe nie, hulle kom agter deur toe. Hulle kom klop daar aan en dan kom praat hulle met jou. Die profeet hanteer hom nie as 'n gelyke of iemand wat belangrik is nie, maar sê vir Martha om die boodskap oor te dra. Nie iets wat mense verwag en Naaman reageer presies soos wat mense verwag. Hy is trots. Hy klim op sy strydwaan en hy ry terug. Hy gaan huis toe, hy sien die kans vir die profeet se moeilikheid. En weer gebeur daar 'n wonderwerk. Want een van die ouens het vir hom werk, wat hy nie nou hoef te luister nie, sê vir hom, nou, wat as hy vir jou iets moeilik gevra het? Wat as hy vir jou iets gesê het wat onmoontlik gevoel het of aardig was en vreemd was? Sou jy dit dan gedoen het? En hy kry Naaman oortuig om in die Jordaanrivier te gaan staan om 7 keer sy kop onder die water te druk. Dit moes nogal 'n aardige gevoel wees. Was jouself 7 keer. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Na die 5de keer dan begin mense seker natuurlik wonder, is daar iemand wat vir my staan en lag, wat sal hier gaan? Maar na 7 keer daarvan is hy genees. Dis ook natuurlik die wonderwerk, want Naaman word genees van iets wat onmoontlik is. En dan die gedeelte wat ons nie gelees het nie, is die fantastiese wat gebeur. Hy gaan nie die profeet toe en hy sê vir hom, wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou gee? Die profeet sê, nou ja, niks. Gaan huis toe. Leef. En Naaman vra, hy wil 'n bietjie van die grond van Israel hê, want hy wil 'n altaar vir die Here gaan bou. Want daar waar hy kom, gaan hy nou die Here aanbid. Hy is regtig jammer, maar wanneer hy saam met die koning na die tempel toe gaan hy moet buig voor die afgod, maar in sy hart gaan hy die Here aanbid. Nou wonderwerk gebeur dat iemand wat onder geen ander omstandighede kontak met die Here sou hê, het kontak met hom en word oortuig om die Here te dien en te aanbid. Mense kan nou by jou indink, hierdie ou gaan huis toe en hy gaan vir sy hele huishouding sê, daai ou se God het my genees, so ons aanbid hom nou. Daai klein meisie wat weggevoer is, het pas haar eienaar se lewe gered. So, as jy iemand se lewe gered het, dan word jy bevry of in 'n baie hoë posisie aangestel. So, ewe skielik verander haar situasie van jy het geen regte nie, jy doen wat jy gesê word of jy word doodgemaak na sy is nou iemand wat 'n toekoms het. Daarom lê daar ook 'n wonderwerk. 2 Konings 5 word juis gelys as 'n wonderwerk, want daar's 'n magte om wonderwerke wat in die koningstydperk plaasgevind het, maar nie almal van hulle word so bespreek nie, want nie almal van hulle het so 'n spul klein ongelooflike goed wat gebeur het nie. Baie keer dan soek ons hierdie groot wonderwerke en dan raak ons geïrriteerd en gefrustreerd wanneer die groot dinge nie gebeur nie. Hierdie verhaal kom herinner ons die lewe is vol klein spesiale dinge wat gebeur. As mense raak sien, ja, daar is nog groot wonderwerke. In die tyd waarin ons leef, as jy nie weet wie dit is nie, daar is daar in die wet. Ek het so vroeër die week weer 'n boodskapie daarvan gekry op Facebook. Die man was ons 2,5 km onder grond besig om met 'n staalpyp wat 5 voet lank is, goeders te toets en toe val hy nie. Nou as jy in 'n staalpyp 2,5 km onder grond val, dan sal ons vir jou baie mooi begrafnis hê. Dis wat gebeur. En daarna hardloop hy weer Kamerads. Ek weet nie of dalk verband hou dat iets verkeerd gegaan het, hy nou wou van Kamerads sien, maar ek het voor die tyd ook daarvan gehou. Maar dis 'n ongelooflike wonderwerk wat in ons tyd gebeur het. Dit wys vir ons dat die tyd van wonderwerke nie verby is nie. Daar is nog wonderbaarlike dinge wat gebeur. In meeste van ons gevalle is dit nie sulke groot wonderwerke wat gebeur nie. Wanneer ons in meeste gevalle 'n wonderwerk kry, is dit die robot is rooi en dit stop ons om te ry en iemand anders te jag ons nie raak nie. Dit is
soos wat met my sussie gebeur het, sy het 'n kwaadaardige kanker gehad, en sy het toevallig vir ondersoek gegaan, terwyl dit nog baie vroeg was. So sy is in remissie. Deur genade en 'n klein wonderwerk. Daardie tipe wonderwerke gebeur vandag nog op 'n groot skaal en basis. En die Here is nog steeds met ons. En ek wil graag vir julle 'n video wys van hoe potensieel die Gees nog vandag werk en wonderwerke in ons lewe doen. Is 'n wonderwerk, en die Here gebruik ons soms ook om dit te doen. Laat mense nogal wonder hoeveel keer waar die strykyster nie Annie, die ketel het te lank gevat, die koffie was koud en jy het nuus gemaak, die kar wou nie start nie, en het later by die huis weggery en 5 minute laat iewers teruggekom as ek betyds was sou daar gekom het. Mens wonder. Na al ons verhaal herinner ons dat ja, die Here werk op wonderbaarlike maniere en bo ons begrip, maar hy werk ook in die alledaagse dinge en gebruik klein wonderwerke om ons aan die gang te hou, ons lewe te verbeter en te versterk. Maar ons sien dit net raak as ons deur die Gees leef, toe nader die Heilige Gees in ons is en ons vra dat ons attent gemaak moet word daarvoor, wanneer hy in ons lewens werk en wanneer hy in ons is, sodat ons ook nog raak sien. Want in daai video wat julle gesien het, sou julle sien die ou het nogal gelyk soos 'n ongeskikte buffel. Hy stamp 'n ou ongeskik, toevallig tref die kar. Hy trip 'n kind, ongeskikte mens, die kar tref hom nie. Hy hou 'n ou vas, die TV val nie op sy kop nie. Die kind wat se pram teruggemaak word, is gespaar van die motor se water wat oor dit sou spat. So is daar in elkeen van ons lewe magtige wonderwerke wat veroorsaak dat ons nog vandag hier is, dat ons in die gang bly, dat ons hier vandag kan wees om Here te dien. Die Gees van die Here het nog nooit ophou werk nie. En dieselfde mag wat Naaman van melaatsheid genees het, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is nog steeds met ons en werk in ons, as ons dit toelaat en as ons dit raak sien. Ons het altyd ook rede om Here te eer vir wat hy doen. Al sien ons nie baie groot wonderwerke nie, werk hy nog steeds in ons lewe. Dus kom ons neem die tyd, word stil voor die Here en vra om ons te glo en te leef. Kom ons bid saam. Hemel Vader, dankie vir u Gees wat in ons werk. Dankie vir die feit dat daar nog wonderwerke is en tekens is wat ons in ons geloof versterk. Here, ons wil wel vra, help ons asseblief in daardie gevalle wat ons gebid het en genesing nie plaasgevind het, wat ons gevra het vir uitkoms en dit nie gebeur het, wat u 'n ander plan gehad het, waar ons nog nie begrip het vir die waarom en die wat daarvan nie, wil ons u vra. Mag u ons die moed, die krag en die hoop gee, met die wonderwerk wat die lewe is, wat u vir ons gegee het, nog steeds te bly lewe. En Here, mag ons getuies vir u wees, wanneer daar wonderwerke in ons lewe plaasvind, wanneer daar dinge gebeur wat ons aan die gang hou. Mag ons nie geïrriteerd raak met die ongerief nie, maar dankbaar vir die geleentheid om nog 'n dag saam met u te hê. Nog 'n dag in hierdie lewe waar ons
U mag eer, U mag dien, en die pad saam met U te mag loop. Here, help ons asseblief, nie net vandag, maar elke dag van hierdie lewe wat U vir ons gegee het, so te leef in die bewustheid, dat U altyd met ons is, en dat dit nie deur U krag is, dat ons hier is. Here, help ons, om na U stem te luister, om wanneer U ons gebruik, om wonders te verrig, te doen wat U van ons vra. Here, help ons om asseblief, nie soos die koning van Israel op te tree, en uit vrees te reageer, wanneer ons die geleentheid gegee word. Help ons ook, om nie soos na almal, in trots weg te draai van dit wat U vir ons bied nie, maar om aan te gryp wat U vir ons gee. Here, help ons om te wees soos daardie naatlose meisie, wat te midde van omstandighede, deur die genade wat U vir haar gegee het, ook genade vir ander gegee het. Help ons om hierdie wêreld, U genade, U liefde uit te saai, sodat al meer mense U sal sien, al meer mense sal bewus word van wat U in hierdie wêreld doen. Here, mag U Gees ons vul, sodat ons die mense mag wees en word, wat U wil hê ons moet wees. Here, ons vra dit nie uit verdienste nie, maar alleenlik deur die genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons hier ook kan eer met ons dankoffers. Ons is nou in Oktober maand en kerklik gesproke is dit 'n spesiale maand, want die einde van hierdie maand is Reformatie Sondag, wanneer ons vier wat gebeur het en dat ons bestaan. Daarom gaan ons vir 'n paar Sondae 'n bietjie kyk na die katekismes en julle sal ook agterkom ons nie geloofsbelijdenis nou vir 'n rukkie baie meer, maar omtrent elke keer 'n ander een. En hierdie Sondags dan nie 'n verskil daarop nie. Vanoggend kyk ons na geloofsbelijdenis wat so 'n jaar en 'n half terug gelees is, en dis die Spaanse geloofsbelijdenis. So ek wil vra dat ons saam staan en ons geloof bely. Kom ons bely. Ons glo in God die Almagtige, skepper van hemel en aarde, skepper van alle nasies en kerke,
skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy seun ons Here, God wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom, wat God vlees geword het in tyd vir alle tye. God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk, wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskap is, wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken, en alle tone dieselfde lof besin. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot feesdag, wanneer al die kleure van die skepping harmoniese eenheid sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan die vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tone van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer dit moet 'n werklikheid word. Amen. Kom ons loof die Here met ons loflied.
Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ook ons beskerm, nou maar ook tot ewigheid. Amen.